Hallo my vriende, die nuwe Jerusalem, die hemel, die nuwe Jerusalem, hoe gaan dit wees? Maar ons weet hoe het gaan wees. Want soos Moses die berg op is en hy kon ver uitkyk en hy sien die beloofde land, is Johannes ook opgeneem op 'n berg. Met die doel om iets te sien en terug te kom te rapporteer van mense wat bitter swaar kry, om hulle hoop te gee. En dis die doel van die boek Openbaring, om vir jou hoop en doel te gee as jy in Babylon lewe. Babylon is natuurlik die skuilnaam vir Rome, wat Petrus gebruik. Rome staan vir mense wat doen net wat hulle wil en onheilig lewe. En hulle almal lewe maar deesdae, ons kan nie ontsnap hier in Babylon. Maar die kinders van die Here word dan vermoor en kry bitter swaar. En om hulle te bemoedig, sien Johannes van 'n berg af so die nuwe stad Jerusalem. So ons weet hoe dit is, hy kom terug, hy beskryf vir ons, hy het ook 'n gids gehad, en die gids wys vir hom die stad, dis Openbaring 17, die gids wys vir hom eers Babylon, die ander woord daar is die onsedelike vrou of die hoer, die gids wys vir hom eers die verkeerde, en dan vat die gids vir Johannes na die nuwe Jerusalem, of die stad word ook genoem die bruid van die lam. So daai tyd as jy verloof is dit juridies was jy reeds die man se vrou. Kyk, Josef wou in die nag in die geheim van Maria skei, maar hulle was nog net verloof. So Johannes sien die bruid van die lam, die nuwe Jerusalem. So Johannes word deur die Gees meegevoer, en hy sien die stad in al die heerlikheid. En dit beteken, soos ons daar lees, die stad kom af, van God af. Dit beteken nie die stad kom 1 of 2 keer af nie, dit beteken maar net, anders as 'n menslike stad, hierdie stad kom van God af. Dis nie die stad Rome, Rome is nie eendag gebou nie, maar Rome is deur mense gebou, maar die stad, die lamse stad, die nuwe Jerusalem word deur God gebou, dit kom van God af, dis God se werk, anders as die bose stad van Babylon. So Johannes sê in 21 vers 12, die stad het 'n baie hoë muur. Niemand kan daar inkom nie, niemand sal uiteindelik daar wil inkom nie. Maar die stad is deur engele bewaak, en die toegang word bewaak deur engele, en op die poorte is name geskryf. Nou die stad het 4 poorte, die volgorde is nogal anders as normaalweg, dis oos, noord, suid en wes, Openbaring 21 vers 13. 4 poorte na die windrigtings toe, en elke poort het soos 3 hekke kan jy sê. So daar is baie toegang in die stad, en die toegang is baie maklik, dis dieselfde as Esegiel 42, die toegang tot die nuwe stad is maklik, die stad verwelkom jou. Die stad staan, Openbaring 21 vers 14, op 12 fondamente, en op die fondamente is die name van 12 apostels geskryf. Nou ons weet nie wie die 12de apostel was dit nou Matthias of Paulus, maar die 12 apostels staan, dis mense wat Jesus gevolg het, en mense wat verkondig het, dat versoening van sonde, versoening met God, kom deur die bloed van Jesus Christus. Dis die 12 apostels. So die 12 apostels, se name word op die fondamente geskrywe, en dit gaan daaroor dat, wat eintlik die 12 se betekenis is, dit gaan oor al die gelowiges, die 12 verteenwoordig, almal wat glo. Die 12 volke van die Ou Testament, hulle almal, die 12 apostels, is almal van die Nuwe Testament, baie simbolies, maar die stad word beskryf as 'n kubus, 'n geweldige groot kubus. Kyk, in die tempel, die klein vertrek waar God in donkerte gehul was in heerlikheid, was 'n kubus. Maar die nuwe stad Jerusalem is Openbaring 21 vers 16, die stad is 'n geweldige groot kubus, 'n blok, vierkantig, 'n blok. So die allerheiligste, waar God was in die tempel, die hele stad is nou heilig net baie groter waar God is. God sit nie soos in Jerusalem in 'n, jy kan sê donker kamertjie, in 'n klein vertrek, in die allerheiligste nie, donker alleen nie. Nou is
Nou is die kubus van die tempel oopgestel vir mense. Enige mens, nie die hoëpriesterie, kan nou, as jy glo in God, die 12 stamme van die Ou Testament, al die kinders van Jesus Christus wat glo sy bloed verlos jou, hulle almal het vrye toegang deur die poorte, die hekke, tot by die kubus, waar God woon. En die ding is groot hoor, dis 12 by 10 by 10, 12 staan vir die stamme, en 10 is 'n volmaakte getal, maal 10. Die ding is 12, die muur, sy lengte is 12.000 kilometer, is geweldig. So die 10 staan vir volkomendheid, vir volmaaktheid, dit staan vir die 12 stamme, dit staan vir die ou Israel stamme, dit staan vir die apostels, geweldige kubus, wat almal wat glo, almal van die volk, almal wat wil inkom, het daai toegang, as hulle glo, tot hierdie heilige kubus waar die allerheiligste woon, die nuwe stad Jerusalem. Die stad se muur is gebou van opaal, dis 440 meter hoog, niemand kan ingaan nie, maar niemand sal daar ingaan nie. Dis maar net eintlik om die stad af te baken, dit gaan daaroor dat in God se beplanning, al staan dit in menslike mate soos 440 meter hoog. Dit staan maar net, dit gaan 'n mens se verstand te bowe. Die nuwe Jerusalem gaan 'n mens se verstand heeltemal te bowe gaan. Jy kan daaroor maar net praat in goud en silwer en opaal en myle hoog. So die stad is van goud gebou. Goud kan ons nou nie roes nie, dit blink soos 'n spieël. Kyk, in die tempel was 20 ton goud. Die allerheiligste vertrek was uitgevoer, beslaan met goud. Dis ongelooflik gewees het. Maar nou, die nuwe stad het nie eers 'n tempel nie. Want 'n tempel is nie meer nodig nie. Want nou hoef nie meer 'n plek te wees om te offer vir sonde nie. Dit het Jesus klaar gedoen. So die plek het nie eers meer 'n tempel nie. En daar is nie meer die vertrek met die goud nie. Die hele stad is nou goud. En Jesus het almal se sonde betaal, so die hele volk en almal wat glo, het toegang tot hierdie goud en die opaal en die afmetings, dis astronomies, dit is ongelooflik, die strate is suiwer goud, dit blink soos 'n spieël, jy het die woorde nie, maar dit beskryf die skoonheid, en dit beskryf ook iets van die geluksaligheid, welgeluksalig, in Engels happy are those, die saligheid van hulle wat kinders van die Here is. So dit word so beskryf vir mense wat op daardie stadium vervolg word deur Babylon, doodgemaak word, onheilige mense, heidenmense, brutale mense, om vir die kinders van die Here te sê, jy is op pad, niemand kan dit vir jou wegneem nie, soos Luther gesê het, as hulle jou doodwurg, en dan is jy by die volkome heilige, welgeluksalige, ewige, gelukkige stad van God, die nuwe stad Jerusalem. So dit moet vir jou baie hoop gee. So Jesus het betaal op Golgotha, hy het die offerversoening gebring, hy is die lam van God, en in die stad is 'n tempel nie meer nodig nie. Die Here is teenwoordig, en hy maak soveel lig, sy openbaring, 'n son hoef nie meer lig te gee nie, en 'n maan hoef nie meer lig te gee nie, en 'n lamp hoef nie meer lig te gee nie. Dis amper soos hierdie chirurgiese ligte, weet by die operasie, daar is miskien skade wees, die oral is lig, maar nou baie beter is dit, die lam van God het soveel lig, die God het soveel heerlikheid, dat daar is nie duisternis nie, daar is nie meer bedrog nie, daar is nie meer misdaad, daar is nie meer oneerlikheid, daar is nie meer siekte nie, daar is nie meer dood nie. So is net die ewige rus van God, wat jy sal ingaan hierna, die rus waarvan Psalm 95, sy laaste vers, dan ook skrywe. So, dis hier 'n onsedelike stad. Jy kyk, vroeër die stad Babylon was onsedelik. Dis vergelyk met 'n onsedelike vrou, die hoer. En daar was Openbaring 14 vers 8 en 18 vers 3, daar was dwelm, drank, en daar is oorlog teen gelowiges gemaak, 16 vers 14, en dan was 'n oorlog teen Christus gemaak, Openbaring 19 vers 19, maar die dwelm, die drank, die dood, die welis, die hoer, die Babylon, die misdaad, die korrupsie, die verkeerde, dis oorwin, is weg, dit het verander. En die nasies sien dit. En die nasies
sien daar is nie meer nag nie. En die nasies sien die poorte word nie gesluit nie, die deure staan maar weer oop, daar is nie misdaad nie. En die nasies aanbid God, en hulle bring geskenke, hulle bring hulde, nie dat God het nodig het, hoor. God het nie nodig nie, maar die bedoeling is, om eer en aanbidding aan God te bring, aan die almagtige God, en aan die Lam. So die nasies wil die Here aanbid en loof en prys, God het dit nie nodig nie, maar hulle wil die Here aanbid. So die mense wat in die nuwe Jerusalem kom, is Openbaring 21 vers 27, hulle het geen onreinheid nie, dis soos Jesaja 52 vers 1 sê, daar is niks losbandigheid, daar is niks vals nie, daar is niks verleiding nie, daar is, hulle name staan in die boek van die lewe opgeskryf, en daarom word hulle toegelaat, Openbaring 20 vers 12, hulle name staan in die boek, dis die mense wat kan ingaan, omdat hulle geglo het, omdat hulle kinders van die Here is, almal van die ou volke wat geglo het, almal onder Jesus wat glo, dis die mense wat inkom. En nog een ding, Openbaring 21 beskryf dit as 'n paradys, 'n plek wat mense gelukkig sal maak, waar jy ewig, nou die ewigheid is die tyd nie, maar vir altyd, okay, dis ook alweer tyd, maar vir ewig en altyd gelukkig sal wees, elke dag heeltemal gelukkig sal wees, die Hebreëse Shalom, volkome harmonie, vrede, Shalom Adonai, die vrede van die Here. Die Here is vrede, ek seën jou, dis ook 'n seën. Shalom Adonai, die Here seën jou. In die nuwe Jerusalem, in die stad van die Lam, gaan daar Shalom wees, Shalom Adonai. Afwesigheid van konflik, die Here is vrede. Die woorde wat Gideon, van julle se naam is Gideon, of Gideon, Rigter 6 vers 24, op die altaar van Gideon het daar gestaan, die Here is vrede. Shalom Adonai Gideon, jy kan dit so sê, of jou eie naam. En in die plek, die stad van die Here, is nie net 'n fonteintjie nie, hoor, daar is water. Jesus gee gratis water, vir altyd. Hy beloof die water van die lewe, nie net 'n fontein nie, maar 'n rivier met lewende water. Teenoor, Openbaring praat Openbaring 12 van die water wat die slang se bek kom, nie dit nie. Die water wat van Jesus Christus afkom. Die profete getuig in die Ou Testament van die lewende water, gesonde water, wat heil bring. Sagaria 14:8 getuig van die water is in Jerusalem. Esegiel sê, die water begin by die tempel en bring lewe. In die hele Ou Testament praat van water, fonteine van lewe. Dit is in Shalom Adonai, die stad van die Here, die stad van die Lam, die nuwe Jerusalem. Helder water, skone water, lopende water, kristalwater, wat by die Lam begin, en vir elke mens, wat nie meer kan nie, wat klaar is, wat gedaan is, wat op is, wat moedeloos is, vir jou water van die lewe gee. Jesaja 55 vers 1 sê ons, kom man, kom vat vir jou, verniet die water van die lewe. En dan is daar ook nog, Openbaring 22 vers 2 praat van die boom. Daar is 'n boom, daar is nie meer 'n tempel in die middel van die stad nie, want al word nie meer geoffer, Jesus het klaar geoffer, maar daar is 'n boom. En die boom dra 12 maal 'n jaar. En wat daar staan is, in die stad Jerusalem, die nuwe stad, die stad van die Lam, die skone stad met lewende water, gaan daar oorvloedig oes wees, vrugte wees, nooit 'n tekort wees nie. En daar gaan blare wees aan die boom, nie dat daar siekte is nie, maar die blare beteken genesing, waarborg die dood is dood, siekte is dood, trane is dood, lyding en pyn is dood. In die nuwe Jerusalem is daar blare, genesing, daar's water van lewe, daar's volop oes. Esegiel praat, Esegiel 47 vers 12, van die siekte is dood. Die Here blaas oor die beendere en daar kom weer lewe. Openbaring 22 vers 3 sê, die valse profeet, die Satan, word in die vuurpoel gegooi, daar is nie meer versoekings nie, daar is nie meer sonde nie, daar is nie meer vervloeking nie, en die stad bestaan vir ewig en ewig, daar is niemand ongehoorsaam nie, daar is geen bedreiging nie, almal daar sal die Here dien, en eerbiedig, en vereer, en aanbid, almal sal die Here aanbid in heerlikheid. En die beste van alles is,
Openbaring 22 vers 4. So die disippels eendag vir Jesus gesê het, ons hou nou van die wonderwerke, die brood en die wyn wat hy maak, maar los dit 'n bietjie, kan ons net die Vader sien. Sê die Here, nee maar, kyk maar, ek staan dan voor julle. Wie my sien, sien die Vader. So Johannes sê, as jy in die nuwe Jerusalem kom, die bruid van die lam, dan sal jy die Here sien. Moses kon hom nie sien nie, vergeet dit maar as jy Matteus 5 vers 8 lees, as jy kind van die Here is, dan sal jy die Here sien. En hulle kry 'n merk op hulle voorkop. Hulle word gemerk, jou boek is jou naam is in die boek van die lewe, en jy dra 'n teken van die Here, 'n eiendomsteken. Jy gaan nie weer verlore kan raak nie. Daar's geen verlies nie, daar's geen ontvoering nie, daar's geen wegvat nie, as net jy is gemerk, jy's by die Here, daar's vreugde, daar's oes, daar's water, daar's genesing, daar's voorspoed, daar is Shalom Adonai. En as dit nie vir jou vrede gee nie, dan moet jy maar gaan vir iets anders, maar daar sal nie misdaad wees nie, 22 vers 5. Daar sal nie meer donker wees nie. Weet, donkerte, goed wat in die donker hoekies gebeur in die wêreld, daar is nie meer donker nie, niks gebeur, misdaad, donker is weg, want die Here is daar. En waar hy is daar lig, in Johannes 1 vers 5. Lampe is nie nodig nie, son is nie nodig nie, en soos die boek Maleagi sê, is ook die kweekskool van Stellenbosch se lese, die son van geregtigheid sal jou bestraal. Dit is die belofte, die Here sal vir jou lig maak en bestraal. En jy sal die Here se seëning en heerskappy ontvang, en jy sal dit vir altyd besit. Amen. Ek gaan jou seën. Shalom Adonai. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van die Vader en die Heilige Gees by jou wees. Amen.